Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou. Van my pastoor Tief en die hele beleefspan is dit regtig 'n groot voorreg om hierdie week saam met jou tyd te kan spandeer in God se woord. En Sondag het ons saam gestaan by die verhaal van Nehemia. Dis nou gister se boodskap en as jy gekyk het, wil ek jou aanmoedig gaan loer hom. Nee, dis 'n doodgewone man, Nehemia, wat gehoorsaam gebly het en eenvoudig geweier het om af te kom van die werk waartoe hy geroep was. Nou, soos ek gesê het, as jy die boodskap gemis het en jy wil dit dalk weer luister, moedig ek jou regtig aan om net te gaan kyk na gister se boodskap en soos jy 'n bietjie die groter prentjie kry van waar ons vandag is en hoe die week gaan lyk met die oordenkings. Maar hier is waar ek jou wil nooi om net vir 'n oomblik bietjie stadiger te loop. Ons wil terugkyk en meer spesifiek, ons wil kyk waar alles begin het. Want voordat Nehemia ooit 'n muur gebou het, voordat hy ooit teestand gekry het, voordat hy eintlik met teestand getrotseer het, voordat hy ooit gesê het, daai baie bekende woorde, los my, ek is besig, was hy by die voete van die Vader. Nou Nehemia 1 vers 4 vertel vir ons iets baie belangriks. Dit sê, toe ek dit hoor, het ek gaan sit en huil. Vir die dae aan een het ek getreur, gevas en tot God van die hemel gebid. Nou geliefde, let mooi op. Hy het nie eers 'n plan gemaak nie. Hy het nie eers gegaan en 'n aksie geneem nie. Hy het nie eers probeer alles regmaak voordat hy hierdie projek aanpak nie. Nee, hy het gaan sit en hy het tyd spandeer by die voete van die Vader. En dis hier waar ons hierdie week begin. Ons leef in 'n wêreld wat sê, doen meer, presteer meer, probeer harder, maak gou vinnig dinge reg en veral hierdie quick fix culture mentaliteit nie. Maar intimiteit met God werk heeltemal anderste. Intimiteit met God begin nie met doen nie, dit begin met wees. Dis iets wat ons ook in die vorige reeks, as julle gevolg het, 'n beter manier gesien het. Ons het onder andere gepraat met die laaste boodskap spesifiek oor gebed en ons het gesê gebed is nie iets wat jy doen nie, gebed is 'n plek waar jy bly, waar jy wees nie. Dit is jy is by die voete van die Vader. Nou Nehemia se gehoorsaamheid is nie gebore uit druk nie. Dis nie gebore uit skuldgevoelens nie. Dis nie gebore vanuit 'n vrees om te faal. Dis gebore uit verhouding. Hy bid nie oppervlakkig nie. Hy erken wie God is. Hy herinner homself aan God se trou. Hy bely eerlik, hy onderwerp homself weer aan God se wil. Geliefde, ek praat vanuit hoofstuk 1 uit. Jy kan die hele hoofstuk 1 gaan lees. Met ander woorde, Nehemia probeer nie God oortuig om sy plan te sien nie, Nehemia se plan nie. Hy plaas homself in God se teenwoordigheid sodat sy hart gevorm kan word. En dis waar my en jou resies of reis eintlik maar begin. Gehoorsaamheid, wat nie uit intimiteit uitvloei nie, raak vinnig vir ons uitputtend. Maar gehoorsaamheid wat gebore word by die voete van die Vader, daai tipe gehoorsaamheid, dit dra vrug. Dalk is dit hoekom jy moeg word of moeg voel. Dalk is dit hoekom jy swaar gevoelens het en jy voel net soos ek kan hierdie dinge nie alles regkry nie. Nie omdat jy nie lief is vir God nie, maar omdat jy probeer bou sonder om eers te sit. Kan ek dit net weer sê? Jy probeer bou sonder om eers by die voete van die Vader te sit. Nou hierdie week nooi God ons terug na 'n plek waar alles vir ons eintlik begin, Dit begin nie by 'n muur nie, dit begin nie by die stryd nie, dit begin nie by die teestand nie, dit begin nie by die besluite nie. Dit begin by sy voete. So ek wil jou uitdaag vandag om oor die volgende net 'n bietjie na te dink. Waar probeer jy getrou wees aan God sonder om eers werklik tyd te spandeer in sy teenwoordigheid? So mag dit jou bemoedig. Mag jy hierdie week saam met ons hardloop. Ek sien regtig uit om te kyk wat is die reis waarop God ons vat hierdie week. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u getrouheid. Dankie dat u in deur ons lewens werk. Vandag bid ek vir elke persoon wat graag wil groei in hulle intimiteit met u. Ek dink daar's een gelowige wat ooit sal sê, ek wil nie nader aan die Vader kom nie. Maar Here, ons kan soms so besig raak met dinge wat ons dink belangrik is, en ons weet nie waarvoor om nee te sê nie, sodat ons kan ja sê vir die regte ding. En daarom vra ek, Here, dat u deur die genade van die liefde en deur die werking van die Heilige Gees vir ons sal bewus maak van waar moet ons besig raak met die regte dinge, deur eers net te sit by u voete. Ek bid dat hierdie week vir ons sal vat op 'n reis van intimiteit, op 'n reis van verdieping in gebed, en sodoende dat ons sal leer wat dit is om meer gehoorsaam te wees, omdat ons begin by die voete van die Vader.
Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, kan nie wag om julle môre weer te sien nie. Gaan in vrede. Totsiens.